Tydens 'n titrasie, om die konsentrasie van 'n suur te bepaal deur 'n standaard basis te gebruik, pipetteer 'n leerder die basis in 'n koniese fles. Sy gebruik dan 'n klein hoeveelheid water om die binnekant van die fles uit te spoel sodat die hele basis deel van die oplossing in die fles is. Hoe sal die ekstra water wat by die fles gevoeg is, die resultate van hierdie titrasie beïnvloed? Die konsentrasie van die suur, die korrekte antwoord is D, sal dieselfde as verwag wees. Hier's vir jou 'n skematiese voorstelling van wat presies in hierdie vraag gebeur. Eerstens gaan die leerder en dra 'n spesifieke volume met 'n spesifieke konsentrasie van die basis oor van die beker of van die houer waarin die basis was na die koniese fles. So dis belangrik om daarop te let, die pipet word hiervoor gebruik en 'n spesifieke volume met 'n bekende konsentrasie word oorgedra na die koniese fles toe. Dit is stap nommer 1. Nou, tydens stap nommer 1 is daar hierdie oordragsproses wat plaasvind. En tydens die oordragsproses gebeur dit soms dat van die basis spat teen die wand van die koniese fles. Dit beteken dat daar basis teen die wand kan vassit. Dit is nie deel van die oplossing wat gebruik gaan word in die titrasie nie. Nou om seker te maak dat al die basis aan die onderkant van die fles bymekaar is, was sy die wand van die koniese fles met 'n bietjie water. Dit is stap nommer 2. Dan, in stap nommer 3 vind die titrasie plaas. Jy sien die buret wat die suur bevat met die onbekende konsentrasie en daardie suur word dan drupsgewys by die koniese fles bygevoeg waar die basis in is en dan op daardie punt waar die eindpunt bereik word, waar neutralisasie volledig plaasvind, is daar dan 'n kleurverandering want jy het gebruik gemaak van een of ander indikator. So hierdie is net om vir jou 'n idee te gee van wat gebeur het in hierdie eksperiment. Nou kom ons fokus op stap nommer 2. Wanneer die leerder daardie ekstra water byvoeg, wat het verander en wat bly dieselfde? Nou, die aantal mol basis wat oorgedra is deur middel van die pipet, dit bly presies dieselfde. Daar is nie nou meer basis nie, daar is nie nou minder basis nie. Inteendeel, sy maak nou seker dat die totale hoeveelheid mol basis wat daar in die koniese fles is, alles deel is van die oplossing. So die aantal mol basis bly dieselfde. Maar om seker te gemaak het dat al die basis wat teen die wand kon vassit, afgewas word en nou onderdeel is van die oplossing, moes sy addisionele water bygevoeg het. Met ander woorde, die volume van die basis het nou toegeneem en die konsentrasie het afgeneem, want wat het sy in effek gedoen? Sy het die hoeveelheid mol wat daar was van die basis verdun met 'n groter volume water. So dis belangrik. As jy hierna kyk, wat bly dieselfde? Die aantal mol van die basis bly presies dieselfde. Die volume van die basis, wel dit het toegeneem en die konsentrasie van die basis het afgeneem, want deur meer water by te voeg, het sy daardie basis verdun. Ons gebruik hierdie vergelyking gereeld as dit kom by titrasies en soos wat ek nou net vir jou gewys het, ja, die konsentrasie neem af want daar's meer water bygevoeg, so die volume neem toe. Maar die aantal mol van die basis in die koniese fles bly konstant. Daar's nie nog basis oorgedra nie. Die leerder het nie die pipet gevat en nog basis bygevoeg nie en daar het ook nie van die basis weggeraak nie. NB bly konstant. So met ander woorde, as die aantal mol basis konstant bly, gaan die aantal mol van die suur konstant bly. Die konsentrasie bly konstant. So die volume suur wat jy gaan gebruik wat in die buret is, gaan dieselfde bly ongeag hoe verdun of gekonsentreerd die basis is in die koniese fles.
Die konsentrasie van die suur sal dus dieselfde wees as wat verwag is.